Kan 'n mens tevrede wees tydens onsekerheid? Wel, dis die sleutel vir om te floreer. Ek kyk in die gym na hoeveel mense deesdae met gewigte oefen. Tot jong skaal meisies wat 'n mensie van tevore gesien het met gewigte oefen, jy het dit glad nie eens daarmee geassosieer nie. Dit is mos gewoonlik hierdie spiertiere wat hulle tipe ding gedoen het. Terwyl as mense spier effektief oefen, weet ons almal, word dit mos hopelik verbeter. En 'n mens kan die resultaat hiervan in die gym sien as jy dieselfde persone op gereelde grondslag sien en dan ook sien hoe vorder hulle met hulle spierontwikkeling. En so gaan dit ook met tevredenheid. Tevrede wees wanneer alles seker is en in plek lyk, is maklik. Maar tevredenheid te midde van wêreldwye onsekerheid is soos 'n geestelike spier wat geoefen moet word, gereeld, voortdurend. Gelukkig gee die Spreuke-skrywer vir ons hier bemoediging. Ons lees in Spreuke 16 vers 20. Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom of haar dan, gaan dit goed. Nou in die positiewe sielkunde beskryf Mia Csikszentmihalyi hoe tevredenheid met die huidige oomblik angs verminder en 'n toestand van innerlike vloei skep. Hy noem dit flow. Dis die spasie wat jy skep waar jy nie vasgevang is vir 'n vrees vir môre nie, maar volledig leef in die oomblik, in vandag. Kies om jou fokus met ander woorde in God se woord te plaas en verander so jou innerlike spasie. Vertroue word dan groter as vrees en dankbaarheid word sterker as bekommernis en tevredenheid bou veerkrag vir wat ook al voorlê. Kom ons maak dit prakties. Lees weer Spreuke 16 vers 20 wat sê: Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom of haar, gaan dit goed. Bid dit dan hardop as 'n verklaring van vertroue. En dink aan een toekomstige bekommernis en sien jou gedagtes hoe jy dit vir Jesus gee. En dan noem jy 3 eenvoudige dinge in die hede waarvoor jy dankbaar is en jy dank God daarvoor. Nou hierdie eenvoudige oefening kan die veilige spasie word in 'n onstuimige wêreld. Dis waar jou hart by God stil word te midde van chaos en môre hanteer jy weer 'n ander onsekerheid op dieselfde manier. En so kan jy tevrede wees tydens onsekerheid. Leef geïnspireerd.